Here, ons plaas vanoggend elke sieke net in U hand. Want ons weet U is die groot geneesheer. En ons bid, Here, ontmoet ons vanoggend waar ons is. Want U is 'n God van genade en barmhartigheid. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. U kan 'n sitplek neem, baie dankie. Wanneer hou dit vir ons speel vanoggend asseblief. Ontwaak, ontwikkel en ontmoet. Efesiërs 5 vers 14, daarom sê ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Ons is besig om te praat oor die sleutels van ontwikkeling en vanoggend wil ek met julle praat oor ontwikkel jou geestelike sintuie. Ontwikkel jou geestelike sintuie. Elke sintuig wat ons vanoggend besit in die vlees, of dit is om te sien, om te hoor, om aan te raak, om te ruik of om te proe, het ons ook 'n geestelike sintuig wat in die gees dieselfde funksie doen. En daarom is dit so belangrik vanoggend dat ons daardie sintuie sal ontwikkel in ons verhouding met die Here. Johannes 10 vers 1 lees ons, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is die herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van 'n vreemde nie ken nie. Jesus kom in hierdie gedeelte baie duidelik en hy verklaar dat hy die herder is van die skape. Dat hy ons goeie herder is, volgens Psalm 23. En sê die Here, dat omdat ons sy skape is, ken ons sy stem. Maar om sy stem te gehoorsaam en om sy stem te erken, moet ons eers ontwikkel in ons gehoor. Ons moet ontwikkel in daardie area, sodat ons die stem van die Here in elke situasie kan hoor. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit, wil die stem van die Here hoor. Party van ons weet hoe om die stem van die Here te hoor en het die stem van die Here al gehoor, en partykeer het ons gedink ons het die stem van die Here gehoor en ons het hom nie gehoor nie. Maar al hoe ek en jy vanoggend hierdie geestelike sintuig van gehoor kan ontwikkel, is deur tyd met die Here te spandeer, luister mooi, in sy woord. Want ek het agtergekom, voordat ek nie die stem van die Here leer ken in sy woord nie, kan ek nie die stem van die Here erken as hy met my praat nie. Ek moet eers leer, as ek hierdie woord vat en die Here praat met my deur die bladsye van die Bybel, moet ek eers leer om sy stem, daar's 'n sekere frekwensie. Jesus sê, my woorde is gees en lewe. Daar's 'n sekere geestelike frekwensie in die woord van die Here. En wanneer ek die woord van die Here lees, en ek laat toe, luister mooi, ons praat van ontwikkeling, en ek laat toe in hierdie proses, dat die Here met my praat en ek sy stem in sy woord leer ken. En hy praat dan later, dan sal ek sy stem erken. Ek moet vanoggend eers sy stem in die woord leer ken. En vanoggend, en ek wil hê jy jou hart net instel, want ek glo vanoggend gaan die Here met elkeen van ons praat. Dalk gaan dit die eerste keer wees wat jy die stem van die Here gaan hoor.
Ons het baie kere vooropgestelde idees, dit kom by die stem van die Here. Ons dink dat die stem van die Here moet op 'n sekere manier klink. Of dit moet 'n sekere dreuning hê, of dit moet 'n sekere manifestasie hê. Ons sien Haman het dieselfde fout gemaak, want die woord van die Here sê, toe die profeet vir hom sê, gaan en was jouself en jy sal rein word, sê die Bybel, hy het kwaad geword, want hy het gedink, die Here gaan dit op hierdie manier doen. Die Here gaan op hierdie manier met hom praat. Die Here gaan op hierdie manier vir hom sê wat om te doen. En toe die Here op 'n ander manier kom en met hom praat, kon hy, maar wou hy nie die stem van die Here hoor nie. En ek gaan vanoggend uit die woord van die Here vir jou wys, hoe die Here op een manier, daar's baie maniere, maar die Here op een manier met ons praat. En hy gaan vanoggend met ons praat. En ons gaan vanoggend sy stem hoor. En ek het vanoggend die keuse wat ons met daardie stem gaan doen. Want vanoggend wil ek met u praat oor Jesus roep. Een van die maniere wat die Here met ons praat, dat Jesus self met ons praat, is deur ons te roep. En hy roep van die dag dat hy op die aarde was, tot vandag toe, roep hy nog op dieselfde manier. Hy sê nog dieselfde woorde vir elke geslag wat nog ooit gelewe het. In Johannes hoofstuk 10 vers 3 lees ons, vir hom, die herder maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape. Die Here roep vanoggend na jou, en die Here roep vanoggend na my. In Johannes hoofstuk 5 of hoofstuk 6 vers 45. Dit is geskryf van die profete dat hulle almal sal deur God geleer wees. Aan die woorde, jy het nie nodig iemand anders vir jou sê, so sê die Here nie. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na my toe. Kom na my toe. Ek wil hê met vanoggend in die gedeeltes wat ons vandag gaan kyk, wil ek hê met vanoggend hoor hoe die Here jou roep vanoggend. Ek praat nie van jou roeping in die koninkryk nie. Ek praat van dag tot dag dinge wat die Here ons roep. En as ek kan sensitief raak vir dit, as ek sensitief kan raak vir sy roep, sal ek ook sensitief raak as die Here op 'n ander manier en op 'n ander geleentheid met my wil praat. In die eerste plek, Jesus roep ons vanoggend, elkeen roep ons tot rus. Matteus 11 vers 28 sê die Here vanoggend vir jou, en hy sê vanoggend vir my, kom na my toe. Hy roep ons vanoggend na hom toe, hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daar is 'n rus van arbeid, maar daar is 'n geestelike rus waarin ek en u moet gaan. Ons praat van die vrede van die Here, dat ons te midde van die storm nog steeds die vrede van die Here kan beleef. Daardie rus is nie iets wat ek kan namaak nie, dis nie iets wat ek kan koop nie, dis nie iets wat ek kan produseer of fabriseer nie, dis eenvoudig net iets waarin ek moet gaan, omdat ek die stem van die Here hoor. En wanneer ek in 'n krisis is, soek ek antwoorde van die Here, maar hoor sy roep vanoggend in daardie situasie. As ek vanoggend vermoeid en belas is, nie is vanoggend baie mense, ek weet, wat vermoeid is, wat siek mense by die huis het, wat pasiënte het wat hulle moet versorg, wat bekommernisse het oor werk en oor kinders en oor ouers en besluite wat gemaak moet word. Jy's vanoggend vermoeid en belas, maar hoor vanoggend, die Here praat met jou en hy sê vanoggend, kom na my toe. Kom na my toe. Ja, maar Here, dis nie die antwoord wat ek wil hê nie, maar dis die antwoord wat die Here gee. Dis die manier wat die Here vanoggend met ons wil praat. Hy sê, kom in die eerste plek, almal van jou, almal van u, kom na my toe. As jy vermoeid is, kom na my toe. As jy belas is, kom na my toe. En dan sê die Here, en ek sal julle rus gee. Want die antwoord wat jy nodig het op die krisis waarin jy is rus. Die rus wat die Here gee, die vrede wat die Here gee. Niks wat jy doen kan hierdie probleem oplos soos die rus van die Here nie. En is ook in die rus van die Here, die psalmdigter beskryf dit as die teenwoordigheid van die Here, of die huis van die Here, of die tempel van die Here. Hy sê, dis daar wat ek u stem kan hoor.
So vanoggend, as ek die stem van die Here wil hoor vanoggend eerstens sy roep wat sê, kom net na my toe. Kom na my toe. Kom in my rus in. En is in my rus dat jy my stem sal hoor. In die tweede plek, Jesus roep ons om te kom drink van die lewende water. Hy sê vir ons in Johannes 7:37, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom kom en drink. Die Here roep ons vanoggend, elkeen van ons. En hy sê, dit waarna jy smag, dit wat jy begeer, jou diepste wese, is vanoggend die lewende water wat net ek kan gee. En kom drink in hierdie fontein. Hierdie fontein wat lewende water uitborrel. Kom na my toe en kom drink van hierdie water. Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê kom, en die wat hom hoor sê kom, en laat hom kom wat dors het, sê die Here. En laat hom na my toe kom wat dors het, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Vanoggend sê die Here in die eerste plek vir my en jou vanoggend, kom. En môreoggend as jy wakker word, gaan hy nog steeds vir jou sê kom. En as jy môre in 'n vergadering sit, gaan hy nog steeds vir jou sê kom. En as jy môre aand dalk bekommerd is oor iets, gaan hy nog steeds vir jou sê kom. Jy kan sy stem hoor wat sê vanoggend kom. Hy roep jou na hom toe. En dan sê hy, en wanneer jy hier is en in my rus is, sê ek vir jou, begin drink van hierdie water. Maar Here, ek het nie dors nie. Ja, jy is dors, jy weet net nie jy is dors nie. Want die dors waarvan ek hier praat, is 'n geestelike sintuig van dors. Dis na die geestelike water waarna jy smag in hierdie dor en droë woestyn waarin jy is. En ons roep die Here aan en ons vra vir hom, Here, maar hoekom is ek in die woestyn en hoekom ervaar ek hierdie dinge? Maar hoor wat sê die Here? Hy sê kom drink. Dis wat die Here sê vanoggend, kom drink. Hy roep ons om van hierdie lewende water wat net die Here kan voorsien, om vanoggend van daardie fontein te kom drink. Jesus roep ons tot wysheid. Hy roep ons tot wysheid. Hy sê roep die wysheid nie. In Spreuke hoofstuk 8 vers 1. Roep die wysheid nie. Jesus is die wysheid en die almag van God. Roep Jesus nie vanoggend nie. En verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Hy sê die Here roep vanoggend. Wysheid roep vanoggend uit na ons. In Spreuke 8 vers 4, ek roep na julle manne en my stem is tot die mensekinders. Die Here roep ons vanoggend op tot wysheid. Hy roep ons vanoggend om wysheid van hom te kan ontvang. Want jy weet, hoe meer mense ek in my kantoor sien, spesifiek rondom die huwelik en finansies, hoe meer sien ek dat mense het nie geld nodig nie, mense het wysheid nodig. En ek bid die Here om my grondgebied te vergroot en my besigheid te seën, om my finansies uit te brei, maar hoor wat sê die Here vanoggend. Want hy roep en sê, jy het nie geld nodig nie, jy het wysheid nodig. Jy het wysheid nodig. En beteken roep ons die Here aan vir 'n sekere situasie in ons lewens, en in plaas daarvan om net te luister na sy roep in sy woord, soek ons 'n antwoord soos na Haman, want ek het gedink die Here gaan op hierdie manier antwoord. Maar die Here antwoord duidelik in sy woord vanoggend. Hy roep ons vanoggend tot wysheid. Jakobus 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ek en jy moet vra vir wysheid. Die Here roep ons en hy sê, vra vir wysheid as jy wysheid kort kom. Ek wens die Here wil partykeer net gee, maar die Here het homself beperk in sy alwysheid.
dat ons het nie omdat ons nie vra nie. En vanoggend antwoord die Here ons, en hy roep ons vanoggend, en hy sê, vra vir wysheid, dis wat jy nodig het in hierdie situasie van jou lewe. Spreuke 4 vers 5 sê, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van my woorde van my mond nie, verkry wysheid, vra vir wysheid, verkry wysheid. Hoe verkry ek wysheid? Deur na wysheid te luister. Die Here praat met ons deur mense en gee vir ons wysheid. Maar ek moet hierdie wysheid van die Here vra in 'n gegeewe situasie. Luister na wysheid. Spreuke hoofstuk 5 vers 1, my seun, luister na my wysheid. Neig jou oor tot my insig. Die Here is so wonderlik dat hy vir ons 'n hele boek in die Bybel gegee het van wysheid. En as jy deur die woord van die Here lees, dan sien jy wat die Here sien en kry jy wysheid om elke situasie reg te hanteer. Want die Here sien nie dinge soos dit is nie, maar hy sien dinge soos dit behoort te wees. En ek het vanoggend wysheid nodig in die besluite wat ek moet neem. Ek het vanoggend wysheid nodig hoe om my finansies te bestuur. Ek het vanoggend wysheid nodig hoe om my besigheid na die volgende vlak toe te vat. Ek het vanoggend wysheid nodig hoe om te beplan. Ek het wysheid nodig vanoggend. En daarom wil ek hê vanoggend hoor die Here praat vanoggend met jou. Jy kan na vanoggend kan jy nooit sê ek het nog nooit die stem van die Here gehoor nie, want die Here praat vanoggend met jou. Hy roep jou en sê kom na my toe. En hy roep jou vanoggend en hy sê kom drink van hierdie lewende water en vra vir wysheid, verkry wysheid, luister na wysheid. Want dis wat jy vanoggend nodig het. Jesus roep ons tot bekering. Matteus 9 vers 13, hy sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Want ek het nie gekom om hier regverdiges te roep nie, maar die sondaars tot bekering. Hoor die roep vanoggend, as jy nie die Here dien nie, roep die Here jou vanoggend tot bekering. Hy sê, moenie langer jou eie weg volg nie. Kom en gee jou lewe vir my en dien my. Maar daar is 'n ander bekering waarvan die Bybel ook praat, en dit praat met kinders van die Here. Wat die Here sê, keer terug na my toe, en ek wil terugkeer na julle toe. Keer terug, draai om, en kom terug na die Here toe. Volk Israel het hoeveel keer dit beleef, dat hulle net deur die ervarings van die lewe, onkundig partykeer en partykeer onwetend, weggedraai het van die beproefde pad. En dan sê die Here, bekeer, draai terug na die Here toe. Draai terug na die Here toe. Draai terug na sy manier toe. Draai terug na sy woord toe. Draai terug na sy opdragte toe. Draai terug na sy stem toe. Draai terug na dit wat hy vanoggend in jou hart plaas. Draai terug na die roeping wat die Here in jou hart geplaas het. Draai terug na die drome wat die Here jou gegee het. Draai terug na dit waarvoor ek jou op die aarde geplaas het. Wat jy gedoen het vir 'n tyd en nie meer doen nie. Jesus roep ons sodat hy ons kan lei. Johannes 10 vers 3, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Hy lei hulle uit. Soms sê die Here net, volg my. Volg my net. Loop net agter my aan. Maar Here, dit is donker, dis hoekom ek sê, ek sal die lig wees vir jou pad en die lamp wees vir jou voet. Loop net agter my aan.
Hy sê in vers 4, en wanneer sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken en sy geroep gehoor het. Jesus kan net lei as hy voorloop. Jesus kan net lei as hy voorloop. En vanoggend roep die Here ons en hy sê, volg my. Hy het hoeveel keer vir sy disippels gesê, volg my. Volg my. Hoor daardie roep vanoggend as die Here sê, volg my. Here, my reus het doodloop staan, volg my. Here, maar ek weet nie wat ek kan toe nie, volg my. Here, maar die deure gaan toe, volg my. Volg my net. Volg my net. Loop net agter my aan. Want ek ken die pad. En ek ken die toekoms. En ek weet watter gedagtes ek gaan die jou koester. Loop net agter my aan. Ek sal jou lei. Ek sal jou bring op die plek wat jy moet wees. Ek sal die paaie gelyk maak. Ek sal die hindernisse wegvat. Ek sal jou die krag gee om oor die berg te stap as jy moet. En deur die rivier gaan, dit sal jou nie oorstroom nie. Volg my net. En al gaan jy ook deur die dal van doodskade, jy hoef geen onheil te vrees nie. Volg my net. Hoor vanoggend die stem van die Here. Jesus roep ons op. Hy roep ons op. Hy roep ons na 'n hoër lewe toe. In 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 12. En betuig het dat julle waarlik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Hoor die roep en die stem van die Here vanoggend. Die Here roep ons vanoggend op na sy heerlikheid. Hy roep ons vanoggend op na hemelse plekke, waar die Bybel sê ons saam met Christus in die hemele sit en regeer. Die Here roep ons vanoggend op en hy sê, kom sit by my. Hoekom? Sodat jy perspektief kan kry oor die situasie waarin jy is. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vers 24. Hy wat julle roep tot hierdie lewenstyl, hy is getrou en hy sal dit ook doen. Soms roep die Here ons net na 'n hoër geestelike plek toe. Partykeer roep die Here ons net vir 'n oomblik om net terug te staan. Net terug te staan sodat ek weer perspektief kan kry. Hy roep Abraham en hy sê vir Abraham, staan waar die plek waar jy staan en kyk op. Van die plek waar jy staan na die noorde, suide, ooste en die weste, kry 'n ander perspektief. Partykeer is dit al wat ons nodig het. As ons die Here aanroep vir 'n oplossing, sê die Here partykeer net vir ons, kom op. Kry net 'n ander perspektief op die situasie. Lig jouself geestelik, lig jouself net op en kyk net van die plek waar jy is. Want Saul het 'n reus gesien wat Dawid 'n verslaande Goliat gesien het. Want Dawid het 'n ander perspektief gehad. En hy kon sien wat die Here sien. En ek wil hê vanoggend hoor, die Here roep, hy praat vanoggend met jou. En hy roep ons op. Hy roep ons tot sy koninkryk en sy heerlikheid. Sê, laat toe dat ek jou oë oopmaak, dat jy net kan sien wat ek sien. Verstaan jy vanoggend, dat ons die stem van die Here kan hoor, uit die skrif uit, as hy vanoggend na ons roep. Kleer jou situasie in, soos dit moet, maar hoor vanoggend, in elke situasie waar ons is, hoor vanoggend net, wat die Here sê. Want hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg en belas is. En dan sê hy, kom drink van die lewende water, want jy's geestelik, is jy besig om te ontwater, besig om swak te word. Dan soek jy na wysheid. Dis wat jy nodig het in hierdie situasie. En draai terug na die Here en na sy roeping
oor jou lewe. Kom op hoor, soos jy perspektief kan kry, want ek wil jou lei. Nommer 7, Jesus roep ons op vir diens. Partykeer is my krisis reeds die stem van die Here wat my oproep om ander te begin dien. Matteus 4 vers 19, hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Onthou die vorige punt, het ons gesê, Jesus sê, kom, volg my, loop agter my aan, en die gevolg daarvan, is dat ons diensbaar raak in die koninkryk, want die Here sê, ek sal julle vissers van mense maak. En net om te bewys vanoggend, dat hierdie woord vir jou en vir my is, in 2026, lees ons in Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hierdie is 'n opdrag wat die Here aan elkeen van ons gee. Of dit nou is die jaar 0, of dit is die jaar 2026, en of dit die jaar 3026 sal wees. Die Here roep ons op tot diensbaarheid. Hy sê, ek het vir jou sekere talente en gawes gegee, en begin om ander daarmee te dien. Julle maar jy verstaan nie, ek het hierdie probleem, begin om ander te dien. Nee, Here, dit kan nie so eenvoudig wees nie. Gee my 'n ander opdrag. Hoor my roep. Ek roep jou om te dien. Want in hierdie dien sal ek myself van jou openbaar. Sal jy die antwoord kry en die deurbraak wat jy verlang. Maar hoor vanoggend my roep. Nommer 8, Jesus roep ons tot gehoorsaamheid. Matteus 14 vers 29. En Jesus sê vir Petrus, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Jesus roep ons vanoggend om gehoorsaam te wees aan die woord van sy krag en aan sy stem wat vanoggend met ons praat. Hy roep ons tot gehoorsaamheid. Hy sê, geseënd is diegene wat na hierdie woord van my luister en dit doen. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man. Hebreërs 3 vers 13. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag is, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwankelbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Die Here praat vandag. En miskien jy nog nooit so na die woord gekyk en besef dat die Here eintlik met jou wil praat nie. Dat hy vir ons hierdie dikke boek gegee het, nie as 'n geskiedenishandleiding nie, maar as sy woord, wat vanoggend met ons wil praat. Vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Moenie vanoggend sê, dis nie vir my nie, die Here praat nie met my nie. Jy verhard jou hart. Vanoggend sê, Here, dankie, ek verstaan dalk nie alles nie, maar dankie, dat ek vanoggend kan leer, dat U my roep. Dat elkeen van ons vanoggend roep, dat U woord waar is. Want nommer 9, Jesus roep sy bruid. Hy roep uit
na sy bruid. Matteus 25 vers 6, en middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Geliefdes, in die tyd waarin ons lewe, roep die Here en sê, ek is op pad om my bruid te kom haal. Maak seker dat jy reg is, sodat wanneer daai basuin blaas en jy daardie geroep hoor, jy reg sal wees om my te ontmoet. Hoor vanoggend die stem van die Here. As hy vanoggend vir jou sê, kom na my toe, want ek wil jou rus gee. Hy sê vanoggend, kom en drink. Kom drink eers van hierdie lewende water. Jy's 'n dor woestyn en jy kan nie rasionele besluite maak as jy so uitgedor is en sonder water is nie. Kom drink eers van my lewende water. Somtyds kom ons droog in 'n diens in. Maar wanneer ons begin met lofprysing en aanbidding en ons die teenwoordigheid van die Here begin beleef, dan drink ons van daardie lewende water. En ewe skielik begin ek iets binnekant ervaar van lewe. Al gaan ek deur die woestyn, al gaan ek deur die krisis, is iets hier binnekant net weer besig om lewe te kry. Dit is daardie lewende water waarvan ek drink, wat so belangrik is, om in daardie rus die lewende water te drink, sodat ek die stem van die Here duideliker kan hoor. Jesus roep ons vanoggend tot wysheid. Hy sê luister na wysheid, vra na wysheid, verkry wysheid. Want jy het vanoggend wysheid nodig in hierdie situasie. Jesus roep ons tot bekering of tot 'n terugkeer. Weer eens sê hy, kom na my toe. Jesus roep ons sodat hy ons kan lei. Volg my. Volg my. Hy roep ons op sodat ons perspektief vanoggend kan kry oor hierdie situasie waarin ek my vasstaar. En dan sê ek roep jou op vir diens. Ek roep jou om diensbaar te wees. Jy sien, soos Naaman gesê het, is hierdie nie beter keuses nie. Kom die diensknegte van Naaman sê, as die Here jou 'n groot ding beveel het, Naaman, sou jy dit nie gedoen het nie. En baie keer wil ons hê die Here moet kom met 'n groot opdrag. Maar luister net vanoggend waartoe hy ons roep. En in elke situasie, elke krisis, elke Goliat, elke berg, elke storm, elke behoefte wat ons het, sê die Here vir ons vanoggend presies dieselfde. Luister na sy stem. Want hy roep ons op tot gehoorsaamheid. En hy roep ons as sy bruid. En vanoggend het ek die keuse. Vanoggend het ek hierdie keuse. Gaan ek gehoorsaam wees aan dit wat die Here vanoggend vir my sê? Gaan ek vanoggend glo dis wat die Here vanoggend sê? Ek sê nie vanoggend is al wat die Here sê nie. En ek sê definitief nie dis al manier wat die Here praat nie. Maar vanoggend, as jy die woord van die Here hoor, verhard jou hart nie. En kom ons laat vanoggend toe, dat ons die stem van die Here kan leer ken, in sy geroep, sodat ons sy stem kan erken, wanneer hy met ons praat. Want sy woord is van ewigheid tot ewigheid. En sy woord staan vas in die hemele. Sy woord is nuut en vars elke dag. Al is dit dieselfde woord. En hoor vanoggend die Here se roep. Amen. Vader, dankie vanoggend vir die woord. En ons dankie vanoggend, Here, dat
U vanoggend tot elkeen van ons roep. En Here, ons wil vanoggend sê, ja Here, ons hoor U stem. En 'n vreemde sal ons nie volg nie, want ons hoor U roep. En wanneer ons deur hierdie omstandighede gaan, Here, hoor ons vanoggend dat U ons roep. En maak ons sensitief vanoggend. O Here, deur die Gees wat in ons woon. Help ons vanoggend, Here, dat ons harte nie verhard sal wees nie, maar dat ons U stem sal hoor in U geroep. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, het jy die woord ontvang vanoggend?